Welkom terug op Grootplas. Ons gas saam met ons vanoggend Johannes Mulder. Hy's 'n landboukonsultant by Intellect. Johannes, goeiemôre en welkom. Baie dankie. Ja, is lekker om met julle te praat vanmôre. So interessante konsep en ek dink dalk net om konteks te gee. Wat presies behels hierdie backgrounding, soos wat baie van die boere dit ken, van kalwers en waarom word dit as 'n belangrike skakel tussen speen en afronding gesien? Dis 'n belangrike komponent van die aanpassing van die koei af na die speenkalf toe. Dis basies 'n spasie waar jy fokus meer op raamgroei in steede van om vet of so aan te sit. So dit is 'n aanpassingsperiode met kos en bietjie raamgroei wat jy bysit voor jy die afronding in die voerkraal doen. Ja, so dit is min of meer die basis van dit. Die sleutel soort van rondom dit is dat jy 'n korter tyd in 'n voerkraal spandeer, hulle bietjie beter aangepas is, so jou gesondheid van die diere is bietjie beter as hulle oorgaan op 'n hoër energielek van die koei af tot op 'n volvoer. So as jy nou praat van korter tydperke, wat se tipe tydperke is daarso wat 'n mens in gedagte moet hou met hierdie backgrounding? So daar's 'n verskillende tydperke wat 'n mens na kan kyk. As jy dit op die plaas self doen, sal 'n mens kyk na meer dit hang af of jy gaan self afrond of jy gaan van verkoop as 'n backgrounding dier. Tradisioneel kyk ons na ouens wat in Maart tot Junie speen. Dan gaan hulle fokus om so September, Oktober, November te verkoop wanneer die prys tradisioneel bietjie hoër is. So watter faktore moet 'n produsent dan nou oorweeg wanneer hy besluit tussen 'n weidingsgebaseerde stelsel en 'n kraalgebaseerde afrondingsstelsel? Die koste daarvan is 'n groot komponent. So 'n weidingsgebaseerde afrondingsstelsel gaan bietjie duurder wees in terme van jou groei, maar bietjie goedkoper wees in terme van jou kos. Jy gaan natuurlik 'n aanvulling moet hê. Jy kan nie net weidinggebaseerde koste daar hê nie. Jou risiko's aan albei is maar 'n gesondheids. As jy hulle bietjie meer in 'n kraal vasdruk, gaan jy baie meer gesondheidsfokus moet wees. En dis maar basies waar die komponente sit is tussen 'n weidingsisteem en 'n kraalsisteem. Jy kan bietjie in gedagte hou met jou kostebestuur. Jy gaan baie meer koste bestee in 'n kraalsisteem as wat jy op 'n weidingsisteem doen in terme van direkte insetkoste. Van jou voere en so wat 'n mens inkoop op 'n weidingsisteem, groei maar jy bietjie meer jou eie kos. Dit is bietjie goedkoper daarna, maar jou groei is bietjie minder. Nou as jy praat van gesondheid as dit kom by hierdie kraalgebaseerde afronde of agtergrondstelsels, hoekom is die gesondheid van die diere soveel meer belangrik wanneer hulle in kraal is? Jy diere wat baie nader aan mekaar sit, so jy gaan sit op 'n komponent waar jy fokus op jou pastorellas en jou chloristriale siektes wat bietjie omdat jy diere nader aan mekaar is hulle is bietjie meer onder druk. Daai tipe van goeters gaan jy sien en dit is ook 'n geval waar jy 'n gesonder dier moet inbring. Dis waar backgrounding ook lekker is. Jy weet, die eerste maand wat jy 'n dier inbring, is jou fokus nie noodwendig groei nie, maar dit is meer aan 'n aanpassingskomponent waar jy fokus op daai dier se gesondheid en aanpassing in jou voerkraal of in jou stelsel, dat jy nie sit met siektes en so aan nie. Dit is net om daai balans te kry. So die eerste maand fokus jy regtig nie eintlik op groei nie, maar meer op jou gesondheid van die diere. Ek dink in 2005 is daar 'n studie deur Pretoria gedoen wat wys op dag 18 is jou soort van piek risiko's in terme van jou gesondheids en jou siektes, jou Clostridial tipe siektes. So daai eerste maand fokus 'n mens spesiaal op dit en dis ook hoekom jy diere wil inbring van 'n gesonde kudde af. Johannes, ons gaan nou verder met jou gesels. Dis ons gas op Grootplas vanoggend, Johannes Mulder. Hy's 'n landboukonsultant by Intellect en ons is terug op Grootplas net hierna. Welkom terug op Grootplas en ons gas saam met ons vanoggend Johannes Mulder, 'n landboukonsultant by Intellect. Johannes, so ons het net voor die breek 'n bietjie gesels oor die
backgrounding stelsel en wat beter werk, maar as jy nou moes sê, is daar enige spesifieke voordele in terme van aanpassingsvermoë, gesondheid en uiteindelike voeromset wanneer kalvers eers gebackground word, soos wat bekend staan? Ek dink as jy kyk na jou aanpassingsstadiums, dink ek definitief daar is 'n voordeel in om te background. Jy bring 'n meer uniform dier in jou voerkraal in, jy kan hulle beter klassifiseer, jy kan sien wat se diere daai aanpassingstydperk, daai eerste maand, daai aanpassingstydperk is uiters belangrik. So in 'n backgrounding stelsel kan jy vinnig uitsorteer wat gaan waar. Ek dink dit is ook 'n sagter manier van gaan na 'n volvoer toe waar hulle tradisioneel of waar hulle van die maas afkom. Jy sit bietjie raam aan, so jy sit hulle nie onder soveel druk dadelik van die maas af in die voerkraal nie, so jy gee hulle bietjie tyd om aan te pas. So ek dink daar is definitief 'n koste voordeel aan dit. So, is ek dan ook nou reg as ek sê dat kalvers onder 180 kg 'n groter risiko het vir hierdie backgrounding projekte en hoe beïnvloed dit dan die winsgewendheid ook? So wat ons gesien het tradisioneel vir ouens op die plase wat backgrounding doen van hulle eie diere en verkoop, is dit jou siekte risiko's en jou druk wat jy daai diere opsit onder 180 kg is verskriklik hoog. So jy gaan bietjie meer stres op daai diere kry, jou risiko's vir siektes en swak groei is daar. So dit is waar ons gesien het jou winsgewendheid begin val onder 180 kg. So ons sal ook nie voorstel dat 'n boer onder 180 kg speen nie. So tradisioneel daai dier is baie jonger, sy rumenkapasiteit is nie so goed nie. Die druk wat jy dan op hom sit met 'n voer en die speenskok wat tesame met dit gaan, dit is net nie wat ons tradisioneel sien is net nie winsgewend nie. So kom ons gesels 'n bietjie oor daai speenskok. Dit is een van die grootste uitdagings as dit kom by jong kalvers. Watter bestuurspraktyke gebruik jy om hierdie speenstres of speenskok te beperk en hoe beïnvloed dit dan die kalvers se prestasie vorentoe? Ja, dit is 'n groot uitdaging daai om dit korrek te doen. Daar is 'n paar maniere. Dit is nie altyd haalbaar nie. So 'n mens wil maar kyk of jy soos 'n lyndraadspeen kan doen waar vir 'n paar dae die koe en kalf langs mekaar loop, maar die kalf kan nie drink nie. Daar is in kleiner kuddes en goeters as jou neusringetjies en sulke goed maar 'n manier om dit te doen. Maar dit is 'n tradisionele uitdaging en ek sal voorstel op is 'n lyndraadspeen is maar die beste manier om dit te doen as jy jou speenskok wil verminder, maar daar is altyd 'n bietjie speenskok daar. Nou, hoe belangrik is die tydsberekening van die aankope en die bemarking van kalvers en watter prystendense sien ons tipies so deur die loop van die jaar? Die groot prystendens wat maar tradisioneel deur die jare loop is, jy sien die prys val so te van begin val van so Maart, Mei, Junie en dan Julie en dan begin dit weer optel Augustus, September, Oktober, November vir die Kersfeesmark is daar nou weer 'n bietjie groter en daar's minder speenkalvers in die mark. Dit verskil maar van jaar tot jaar, soos hierdie jaar het ons gesien, daar's nie regtig 'n dip gewees nie. Dit is maar kalftekorte en 'n klomp ander goedjies met back and claw seer en so aan. Maar wat ons tradisioneel sien en is daai is maar die tendens, jy begin van speentyd af begin die prys maar afval of afneem en dan begin hy weer hier so einde September, Oktober optel en dis maar waar ons vir baie van ons boere voorstel dat hulle voor moet mik as hulle gaan background is so jou Oktober, November mark waar jy 'n bietjie gewigte in kry en dit gee jou ook bietjie tyd om te speel met die mark om te kyk waartoe dit gaan. Iets wat ons ook sê is baie dopgehou moet word is jou A-graad tot speenkalf verhouding. Dit gaan vir jou ook 'n baie goeie indikasie gee van waar die mark heen gaan beweeg. Dit is nie altyd 100% reg nie, maar jy weet as jy met markte speel dan weet 'n mens mos maar nooit nie. So dit is maar net 'n goeie indikasie. So jy wil as jy gaan kyk na tradisioneel in die verlede as jou speenkalf tot A-graad verhouding by 70% is, so jou speenkalfprys is 70% van jou A-graad verhouding, tussen 6 en 8 maande later begin ons 'n redelike draai korreksie sien in die speenkalfprys. So ek dink is Dr. Frikkie Maria, as ek dit korrek het,
ek praat onder korreksie wat daai studie gedoen het en dis ook iets maar om dop te hou. Johannes, baie dankie vir jou tyd vanoggend en vir jou insig. Dis ons gas vanoggend op Groot Plaas, Johannes Mulder, en hy's 'n landboukonsultant by Intellect. Dis alwaarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet en dan kuier ons weer binnekort.